Hoofnuus vanaand. Vlugte steeds wêreldwyd ontwrig midde eskalerende konflik in Midde-Ooste. Die Noord-Kaapse Hooggeregshof gee voorlopige likwidasiebevel aan Ikapa Minerals in Kimberley. Goeienaand en baie welkom by die Afrikaanse nuus. Op die 4de dag van Amerikaanse en Israeliese aanvalle op Iran verdiep reisigers se hoofbrekens. Qatar Airways bly tydelik gesluit, terwyl die Emirates lugdiens slegs beperkte repatriasievlugte uitvoer. Alle vlugte van en na Dubai is steeds afgelas. Daar is ook kommer oor die uitwerking van stygende olie- en aardgaspryse op vliegkoste. Duisende vlugte is opgeskort in 'n toestand wat een kenner bestempel as soortgelyk aan die nadraai van die 11 September aanvalle in New York. Volgens die Qatarse minister van Buitelandse Sake is meer as 8000 mense in die land gestrand gelaat deur ontwrigte vlugte. In the short term, the biggest impact is a loss of many hundreds of millions of dollars, if not billions of dollars, in terms of the lack of cargo and the loss of cargo going into the region and out of the region. So the most immediate impact is a huge financial loss. Konflik in die belangrikste olieverskaffingsgebied ter wêreld het uiteraard 'n groot uitwerking op die olieprys, wat die afgelope 2 dae met meer as 15% gestyg het. Die prys van aardgas het selfs skerper gestyg. Iran se sluiting van die besigste olievervoerroete, die Straat van Hormuz, vererger die toestand. The oil price is going to impact on air travel worldwide, not just in the Middle East. And that's because a fifth of oil shipments, including oil products and derivatives like jet fuel, are transported through the Straits of Hormuz, which are effectively closed at the moment. It's been choked. And even here in South Africa, we rely for about 90% of our jet fuel for our local and regional market has to be imported. Sommige Suid-Afrikaners wat reeds na die buiteland gereis het toe die konflik die gebied getref het reeds in verbinding getree met die Departement van Internasionale Betrekkinge oor reëlings om terug te keer huis toe. Intussen is daar onsekerheid oor hoe lank die oorlog kan duur met die Amerikaanse president Donald Trump wat meen dis te laat vir gesprekvoerings met Iran terwyl nog aanvalle op Iranse gebiede uitgevoer is. Die konflik het sedert gisteraand uitgekring met Israel wat die militante groep Hezbollah in Libanon aangeval het en Iran wat verskeie lande in die Golfstreek wat Amerikaanse weermagbasisse huisves geteken het. President Trump het op sy Truth Social platform op X geskryf dat Iran samesprekings met die VSA en Israel wil voer nadat die land se lugverdediging, lugmag, vloot en leierskap volgens hom uitgewis is. Intussen het die VSA se Departement van Buitelandse Sake Amerikaanse burgers wat in talle Midde-Oostelike lande woon, insluitend Saudi-Arabië, die Verenigde Arabiese Emirate, Bahrein, Kuwait en Libanon gemaan om die lande vir hulle eie veiligheid te verlaat. Dit nadat Iran die Amerikaanse ambassade in die Saudi-Arabiese hoofstad Riyadh tydens 2 hommeltuigaanvalle aangeval het. In Minab, in die suide van Iran, is 'n massa-begrafnis gehou vir die 165 slagoffers wat Saterdag in 'n lugaanval op 'n meisieskool gesterf het. Die Iranese regering het die aanval skerp veroordeel en meen die skoolleere was nie 'n bedreiging vir die VSA se nasionale veiligheid nie. Die Amerikaanse minister van Buitelandse Sake, Marco Rubio, het intussen gesê dat Amerikaanse magte nie doelbewus 'n skool sou teiken nie. Die dodetal in Iran word tans op 787 geraam. Any such act against Iran would be regarded as complicity with the aggressors. It would be regarded as an act of war against Iran. Defensive is synonym for offensive. Doesn't make sense. Do they want to deprive Iran of its capability and capacity to fight back against the aggressors? That would be a shame if these countries take sides with the aggressors. They have already done enough against Iran. Iran se revolusionêre wagte sê hy sal enige skip wat deur die Straat van Hormuz reis aanval.
Die seestraat, wat as 'n belangrike roete vir die vervoer van olie en natuurlike gas dien, is sedert gister gesluit wat 'n skerp styging in olie- en gaspryse tot gevolg gehad het. Die adjunk nasionale polisiekommissaris, luitenant-generaal Tebelo Mosekile, het benadruk dat die opdrag onwettig was om die taakspan wat politieke moorde ondersoek te ontbind. Sy glo die ontbinding van die taakspan was 'n gekoördineerde besluit. Die besluit is geneem op die eerste dag toe sy begin waarneem het vir die nasionale polisiekommissaris Fanny Masimola wat op verlof was. Mosekile het voor die ad hoc komitee getuig oor die aantuigings wat die KwaZulu-Natalse polisiekommissaris, luitenant-generaal Nhlanhla Mkhwanazi gemaak het. Die minister van Polisie, Senzo Mchunu, wat nou op spesiale verlof is, het die taakspan wat die politieke moorde ondersoek op 31 Desember 2024 ontbind. What was your reaction to it? What was going through your mind, and how did you view this directive? I was also surprised, and I questioned the authenticity of the directive, as I could not believe the content, and precisely because of the tone of the letter. For me, it was unexpected, and in particular, the National Commissioner, we had a discussion on the matters to attend to, and the date was just too close from the time that the National Commissioner was to start the leave. Sy het erken dat die optrede onregmatig was. General, on that point, do you think it was coordinated that way, purposefully? I think it was coordinated. And for what reason do you think it was coordinated that way? Who was trying to achieve what? There was a mention of back and forth of this particular directive. Hence, I believe there was a coordination. 1, 2, the meeting of the 6th, what turns out in that meeting, particularly where you have the ministry and you have the police management, you will think that we need to be on the same page as the police management, particularly because my colleague, Deputy National Commissioner, Crime Detection, and the National Commissioner have engaged in this matter. And them speaking from different pages of the book was to say, maybe my colleague knows something that we do not know as the management of the police. Die ad hoc komitee sal môre sy werksamehede voortsit. Die Wes-Kaapse polisie het meer as 60 speurders gekontrakteer wat of afgetree het of 'n SAPD verlaat het. Dit is onthul tydens 'n media-inligtingssessie oor die provinsie se misdaadstatistieke vir die 3de kwartaal. Volgens die polisie se bestuur het die speurders gesamentlik honderde jare se ondervinding en sal hulle kundigheid help met skuldigbevindings en suksesvolle vervolging. Onder die meer as 60 speurders wat weer by die polisie in die Wes-Kaap aansluit, is die ondersoekbeampte van Stellenbosch wat instrumenteel was in die skuldigbevindings van onder andere die Dezalse moorde. Die speurders se herinstelling kom terwyl die polisie sê dat geweldsmisdaad, veral vuurwapengeweld, steeds kommerwekkend hoog is. Of much concern is the prevalence of serious violent crimes that are driven by the availability of illegal firearms and ammunition, drugs, and many other things. Also worth registering as a concern is the involvement of the youth in criminal activity. Altesaam 41 minder moorde is tussen Oktober en Desember 2025 aangeteken. Mfuleni is die stasie in die land en die provinsie waar die meeste moorde aangemeld word. Volgens die polisie het Mfuleni en Delft so vinnig gegroei dat 'n tweede polisiestasie in die gebied opgerig gaan word met die stad Kaapstad wat 'n gebou beskikbaar sal stel. Daar was egter 'n toename van onderskeidelik 57 en 61 voorvalle van seksuele aanranding en poging tot moord. Ons is ook nog baie bekommerd oor die verhoging wat ons sien in die attempted murders, as ook die verkrachtings in onze provincie. Ons sou graag wou sien dat die verlaging wat ons sien in hierdie kwartaal, dat dit sal die gemeenskap veiliger laat voel. Die nasionale vervolgingsgesag hoop op meer skuldigbevindings nadat die polisie beslag gelê het op meer vuurwapens.
Ons het verlede jaar 'n paar dossiere of teruggegaan na dossiere gekyk hoekom word sake nie op die rol geplaas nie, hoe kan ons verbeter. Ons het opleiding aan beide die polisie as ook aanklaers gegee, ons monitor dit en as ook om na die wetgewing te kyk en hoe ons vir verhoogde fondse daarop kan vra. Patekile sê dit is nog nie bekend wanneer weermaglede na misdaadgetuisterde gemeenskappe ontplooi gaan word nie. Vanessa Puna, SAK nuus, Kaapstad. Vrystaat sê die polisie dat kontakmisdaad in die provinsie afgeneem het verlede jaar tussen 1 Oktober en die einde van die jaar. Murder has declined significantly by 13%, sexual offences by 9.4%, assault with the intent to do grievous bodily harm by 8.1%, and common assault by 11.6%. The only category that showed the increase during the period is attempted murder. Geslagsgegronde geweld is steeds kommerwekkend hoog in die provinsie. During this quarter, 12 females and 13 males were killed during domestic-related disputes. Furthermore, 109 females and 4 males were raped in incidences linked to domestic disputes. Volgens die polisie is messe die algemeenste moordwapen in die Vrystaat, gevolg deur vuurwapens en ander skerp voorwerpe. Ons is net hierna terug met nog nuus in Afrikaans, bly by ons. Welkom terug. Die Noord-Kaapse Hooggeregshof in Kimberley het voorlopige likwidasie tot 17 April toegestaan aan Ikapa Minerals, waarna finale regstappe sal begin. Intussen sê familielede van die 5 vasgekeerde mynwerkers dat die mynbestuur nie genoegsaam kommunikeer met betrekking tot hulle geliefdes nie. Verteenwoordigers van die families van die vasgekeerde mynwerkers sê die myn wil verantwoordelikheid ontduik met die onverwagte likwidasieversoek. Hulle voel die myn moet aanspreeklik gehou word. Hulle het versoek om anoniem te bly. Ek voel hulle dink dit is 'n maklike uitkoms vir hulle om nie hulle skuld en goed te betaal met hierdie families nie, want hulle skuld hulle tog. Hulle dra nie die seer wat ons voel in hulle harte nie. Familielede voer aan dat hulle baie min ondersteuning van die myn ontvang en hulle kry die meeste van hul inligting oor wat ondergronds gebeur van ander bronne. En op die oomblik met die min updates wat ons kry en die min ondersteuning wat ons kry van die Kapa self, maak dit meer frustrerend en ons wens net eintlik, ons almal wil net reguit wees met ons, sodat ons net presies weet wat aangaan. Ons soek nie vals inligting van nou gaan ons die mense uithaal en nee, nou is hulle dood en nou ewe skielik is daar weer 1% hoop vir lewe nie. Ons soek nie vals, ons soek net reguit antwoorde. Die familielede voel ook dat die myn hulle onder valse voorwendsels gebring het dat hul geliefdes hierdie afgelope Saterdag uit die myn uitgehaal sou word. So dit gaan baie stadig, maar om vals hoop soos dit vir die families te gee en sê die mense gaan uitgehaal word teen Saterdag, dit is nie reg nie. Intussen sê Ikapa Minerals dat hy deur middel van die subkontrakteur wat die myners in diens geneem het met families kommunikeer. Die maatskappy sê hy vorder om die liggame na die oppervlak te bring, maar hy gaan hom nie verbind tot spertye nie, aangesien die proses deur verskeie prosesse beïnvloed kan word. Kies Suister, SAK nuus, Kimberley. Die Gautengse polisie sê geregtelike doodsondersoek is geopen na die ineenstorting van 'n gebou gister in Ormonde, suid van Johannesburg. 9 werkers is in die voorval dood. Verskeie regeringslede wat die bouperseel besoek het 'n beroep op die boumaatskappy New Order Investments gedoen om aanspreeklikheid te neem vir die ramp. Die maatskappy het intussen gesê hy gee samewerking aan die owerhede en het sy medelee aan die families van die slagoffers uitgespreek. Die gemeenskap van Warrenvale in Warrenton het glo die gereg in eie hande geneem nadat 'n 13-jarige seun Saterdagmiddag in hulle huis vermoor is. Daar word beweer dat hy 3 jong mans wat glo onder die invloed van dwelms was, op heterdaad betrap het wat hulle huis wou beroof. Een van die vermeende verdagtes is glo deur gemeenskapslede aangerand en het later aan sy wonde beswyk. Marian Christian was gestuur om hulle huis se vensters toe te maak toe dit begin reën het, waartydens hy die verdagtes in hul huis aangetref het. Toe hy te lank wegbly, het sy ma hom gaan soek. Sy gesin beskryf sy dood as gruisam en onnodig. Hy word groot met sy 2 susters en dan
en dan sy auntie. Hulle is almal so te sê, die auntie is 'n bietjie ouer, maar hulle is almal, kom almal so. En waar julle vir hulle kry, die 3 meisies, sal hy altyd daar wees. Hy het nooit uit sy beerdheid gepraat, of jy het nooit gehoor hy ras, of hy sê iets nie. Wat hulle vir hom sê, hy doen dit net, tot die onderwyser ook. Daarom kan hulle dit nie glo, hy het dit oorgekom nie. Gemeenskapslede meen misdaad neem toe weens die dwelmkrisis in die woonbuurt. 2 weke terug in Ikotseng het dieselfde ding plaasgevind dat mense in hulle huise seer gemaak word, maar die seerste is vir 'n 13-jarige kind wat sy lewe verloor het, wat nog nie in sy lewe voluit gelewer het nie. Kan ons hulp kry van die stad af, kan ons hulp kry van ons premier af om ons te help, dat hy kan Warrenvale sien in wat se toestand is Warrenvale. Die drug addicts is in Warrenvale in. Niemand maak niks daaromtrent nie. Dit raak nou soos 'n speelgrond. Die polisie ondersoek die saak en 'n nadoodse ondersoek word gedoen om die oorsaak van sy dood te bepaal. President Cyril Ramaphosa het 9 meter hoë bronsstandbeelde van die ontslape ANC-presidente Oliver Tambo en Nelson Mandela by die Noordstrand en die Moses Mabhida Stadion in Durban onthul. Ramaphosa sê die tipe standbeelde is belangrik om die geskiedenis en erfenis van Suid-Afrika te gedenk. Die hoë koste van R22 miljoen om die standbeelde op te rig, het ewige reaksie ontlok met inwoners wat voel dat die geld eerder gebruik kon word om paaie op te knap en watertekorte en elektrisiteitsprobleme aan te spreek. What we have sought to do here goes way beyond what we may be debating, goes way beyond what we may think is the cost. The costs of what they contributed in our struggle is incalculable. We cannot even begin to count what it costs for us to be where we are. In stone and bronze, we continue to write our history. And as much as we respect Nelson Mandela and Oliver Tambo for what they've achieved, their fight was actually to put water in the taps, to give people dignity, to give people houses, not to spend 22 million rand on these statues. And that's why these statues will become a symbol of shame for as long as they are here, and a reflection of the type of government that we have that have actually let people down. En nou vir die markaanwysers, soos om 5 uur vanmiddag met die sluiting van die JSE. Die sportsegment en die weer vir môre volg net hierna. Ons sien jou nou weer. En dis dan die Afrikaanse redaksie se storie vir die aand. Ons is môre terug, dieselfde plek, selfde tyd. Totsiens. Goeienaand en hartlik welkom. Kom ons kyk wat die weer vir ons inhou. Wat vandag gaan betref enkel tot verspreide buie kom voor in die noordelike dele van die land met mooi weer wat voorkom in die Oos-Kaap, Noord-Kaap asook in die Wes-Kaap. Fris wind kom ook voor langs die kus en in die binneland. As ons kyk na môre, verspreide buie kom voor in Noordwes, asook dele van Mpumalanga en Limpopo, asook in die sentrale dele van die Noord-Kaap. Anders kom enkele buie voor in die grootste dele van die land. Oggendmiskolle kom ook voor in KwaZulu-Natal, Oos-Vrystaat en dele van die Oos-Kaap en dit kan sig belemmer, so wees asseblief versigtig. Daar is ook 'n weerwak uitgereik deur die Suid-Afrikaanse Weerdiens vir ewige donderbuie en dit kom voor in die verre noordelike dele van die Noordwes. Daar is ook 'n weerwak uitgereik vir veelbrande en dit kom voor in die sentrale dele van die Noord-Kaap. Kom ons kyk nou na ons minimum en maksimum temperature. In Gauteng 'n warme dag kom voor, anders met enkele buie. Dit is ook warm. Pretoria se maksimum is 25, Johannesburg se minimum is 15 met 'n maksimum 24.
Vereniging se maksimum is 26. In Limpopo enkele bye kan verwag word. Dit is ook warm. Messina se maksimum is 28 grade. Burgersfort het 'n minimum van 16 en 'n maks van 27. Verspreide bye kom voor in Mpumalanga. Anders is dit warm. Skukuza se maksimum is 28. Standerton se minimum is 15 met 'n maks van 26. Dan in KwaZulu-Natal 'n warme dag kom voor. Richards Bay se maksimum daar is 33 grade eerder en Kokstad se minimum is 10 met 'n minimum is 10 met 'n maks van 29. In die Oos-Kaap gedeeltelik bewolkte toestande kan ook verwag word. Anders is dit warm. Graafrenet se minimum daar is 7 met 'n maks van 33. Oos-London se maksimum is 27. In die Wes-Kaap 'n sonnige dag kom voor. Anders is dit warm. Beaufort Wes se maksimum is 35. Lensburg se maksimum is 33. In die Noord-Kaap verspreide bye kom voor. Anders is dit warm. Kuruman se maksimum daar is 28. Sutherland se minimum is 3 met 'n maks van 30. In die binneland en die Vrystaat verspreide bye kan ook verwag word in hierdie provinsie. Anders warm. Welkom se maksimum is 29. Wepener se minimum is 11 met 'n maks van 28. Dan laastens Noordwes 'n warme dag kom voor. Rustenburg se maksimum daar is 24. Swaziland se maksimum is 28. Vryburg se maksimum is 15 met 'n maks van 29. Dit is al van ons hier by die Weersentrum. Geniet die aand.